Vandag se teksgedeelte is uit Matteus 10 vanaf verse 26 tot 31. Is hierdie volgende 6 verse. Matteus 10, 26 tot 31. Julle kan hom volg daarso op die bord. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, en dit is nou Jesus wat hierso praat. Jesus praat hier met sy disippels. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitpasyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees om eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Ek moet gou vinnig gaan stop. Weet, baie mense moan, en sê ja, maar die kerk, ons moet ophou praat van die kerk, ons moet ophou in die kerk ophou praat van die hel. En ons moet nie praat van die hel nie, want dit maak mense bang. Die doel daarvan is nie om mense bang te maak, dit is om die mense te sê, dis die realiteit van die woord van God. God het meer gepraat, Jesus Christus het meer oor hel gepraat as oor die hemel. Gaan lees jou Bybel en gaan tel hel en hemel, dan sit jy die punte by mekaar. Dan wanneer jy aan die einde van dit kom, dan sal jy sien dat Jesus Christus meer oor die hel gepraat het, want dit is 'n realiteit. Of ek het wil glo of nie wil glo nie, dit is 'n realiteit. In elk geval. Vers 29. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as die mossies. En dit is wat die woord van God vir ons sê, die autoriteit. Dit wat God vir ons gegee het, die riglyne van die lewe, die manual van die lewe, God se ware woord, die lewende woord. Dis wat die woord van God vandag vir ons sê. Moenie dink ons gaan dit verdraai in hierdie kerk nie. Nie ek, of enige van my broers, Thys, Joan of Frans, of enige een van die broers en die susters in hierdie kerk, sal die woord van God verdraai en dit wil gaan sag maak, dat dit so moet wees, dat ons nou happy moet voel nie. Ons idee in hierdie kerk, of in die kerk in die liggaam van God, moet dit nie wees om 'n happiness experience te hê nie, maar om 'n goddelike experience te hê, om die woord van God te hoor, en dit is die waarheid van God, nie 'n afgewaterde weergawe nie. So kyk vandag wat God hierso vir ons sê, en laat ons daarna kyk. Ek wil gou terugvat in geskiedenis. Ons ouens wat gelike het, ons laities was, van ons speel dit nou nog, ons sê nie vir ons vrouens daarvan nie, cowboys en crooks, Indians, jy weet, Indians en cowboys, jy weet, ons het die gunne en al daai goed. Nou in hierdie tyd, 1875 tot 1833 was daar 'n man gewees met die naam van Charles Bells. Nou Charles Bells was ook bekend gewees as Swart Bart. Dis 'n waarheid, jy kan gaan lees op Wikipedia, jy kan gaan kyk in die geskiedenis. Dis 'n werklikheid, hierdie ou het bestaan. Hy was 'n Engelsman gewees, hy het na Amerika toe gegaan. En in hierdie 8 jaar, tussen 1875 en 1883, het hy 28 Wells Fargo koetse beroof, tussen die 2 state van Amerika, wat California en Oregon is. Hy het gegaan en hy het 28 rooftogte uitgepleeg. Nou hy het altyd 'n lang jas aangehad, hy het daai Engelse belleroetjies opgehad, maar onder dit het hy 'n meelsak gehad wat oor sy gesig getrek is, met 2 oë ingesny en 'n dubbelloop haalgeweer. Dit was Swart Bart gewees. Wat fascinerend is van nou Swart Bart, in al 28 gevalle waar hy die koetse geroof het, met sy dubbelloop haalgeweer, en in hierdie 8 jaar waarin hy bedrywig was, nie een keer het hy een skoot geskiet nie. Nie een keer is daar een skoot geskiet nie. Dit was nie nodig nie. Want onthou, niemand het sy gesig gesien nie. Niemand het geweet hoe hy lyk nie. Niemand kon 'n prentjie van hom sit nie. Niemand het eers geweet waarheen hy gegaan het nie. Want alleen sy teenwoordigheid, of net die naam van Swart Bart, was genoeg om mense lam te lê, want almal was doodbang gewees vir hierdie ou bekend as Swart Bart. Dit is amazing om te weet, nie een skoot is geskiet nie. En die rede hoekom daar nie een skoot geskiet is nie, is die wapens wat hy gebruik het, was intimidasie en sy reputasie. Dit was die wapens wat hy gebruik het, intimidasie en reputasie. Nou my broers en susters, vanoggend begin ek hierdie preek met hierdie storie van Swart Bart en wat Swart Bart gedoen het en wat hy bemag het. Nie om te sê, yes, kom ons gaan uit, vir 8 jaar ons gaan roof almal met 'n meelsak en so nie, want vandag staan die tannies se dood met 'n handsak. Kyk wat gebeur in die parlement. Yay, winner. Yay, winner.
Here, help ons tog, Here, red ons van hierdie klomp narre. Here, ons moet terugkom na U toe. Ons moet terugkom na U toe. Maar hoekom ek hierdie storie vandag daarmee begin, broers en susters, want so swart baard rondgegaan het en vrees gesaai het by hierdie mense, sonder om skote te skiet, het dit my herinner aan 'n ander dief, wat nog steeds tussen ons beweeg. Vandag nog beweeg hy tussen ons, hierdie swart baard van die siel. Ons ken hom, al het ons nog nooit sy gesig gesien nie. Hierdie dief wat so tussen ons beweeg, sy stem kan ons nie beskryf nie, en ons kan ook nie 'n prentjie teken van hom, van hoe hy lyk nie. Maar wanneer hy in die omgewing is, dan weet ons dit oombliklik. Wanneer ons in die hospitaal lê en wag vir daai operasie waarvoor ons in die hospitaal lê, dan voel ons sy aanraking in ons lewe. Wanneer ons in die nag lê en rondrol, en ons het nie die slaap nie, want hy die slaap by ons kom steel, weet ons hy is daar. Want ons ken hom, ons ken hierdie swart baard. Dit is hy wat ons hande so laat sweet, wanneer ons moet gaan vir 'n werksonderhoud, want ons pap nat gesweet. Dit is hy wat ons oorreed om ons beginsels weg te gooi, sodat ons aanvaarding van mense kan kry, en die respek en eer van mense kan kry. Dan vat ons beginsels, ons goddelike beginsels, en ons gooi dit weg. Dis wat hy van ons steel. Hy is die swart baard van die siel. Hy wil nie ons geld hê, of ons motorkaap of ons motorfiets steel nie. Hy wil verder gaan as dit. Hy wil iets kosbaarders hê van ons. Hy soek ons gemoedsrus. Hy soek ons blydskap. Hy soek ons vrede. En hierdie swart baard wat vandag tussen ons rond beweeg, is vrees. Vrees. V-R-E-E-S, vir die ander ouens wat nou op skool gehad het. Spesiale klas, vrees. Daai vrees wat tussen ons rond beweeg, is 'n verskriklike ding. Daai vrees wat ons lam in die knie maak. Sy taak is ons om van ons moed, van ons blydskap, van ons vreugde te beroof en ons bang en bewend agter te laat. Sy werkswyse is baie duidelik. Hy maak ons bang met die onbekende. Hy tart ons met die onvoorsiene. Hy maak ons bang vir die hy maak ons bang deur vrees vir die dood, vrees vir môre, vrees vir die toekoms en vrees vir God. Sy doelwit is eenvoudig. Net so eenvoudig soos sy naam. Hy wil bang en vreugdelose mense skep. Mense wat meen hulle is maar net oorgelaat aan die genade van die aarde en dat hulle maar net altyd die slegste moet verwag, dat hierdie goed heeltyd na hulle toe sal kom. Natuurlik broers en susters, wanneer ons vrees sien en wanneer ons vrees van aangesig tot aangesig sien, ons staar dit nie net altyd in die gesig nie. Daar's baie metodes wat ons probeer as mens om vrees teen te werk en om teen te staan. Party van ons, wanneer ons vrees sien, dan kyk ons daarna met oë van geweld. Want ons is mos 'n biker, ons slaan alles reg. Ons is bang vir iets, ons slaan dit reg. Ander doen dit weer met die sogenaamde verkryging van mag. Ons gaan lees een of ander boek, ons drink een of ander tee, ons brand een of ander twakkie, en dan kry ons mag. Want as ons mag is, en dan is ons magtig, dan hoef ons vir niks bang te wees nie. Ander installeer sekuriteitstelsels. Ander weer vergader rykdom en hulle vergader klomp besittings. Ander kweek weer vir hulle self roem en status. Maar werk hierdie metodes, broers en susters? Die status, die rykdom, al die goeders waarvan ek nou gepraat het, werk dit om ons regwaar te bevry van vrees. Want as mag dit kon doen, dan sou die Russiese eerste minister van daai tyd, Josef Stalin, nie so bang gewees het, dan sou hy vreesloos gewees het. Weet jy, hy was een van die magtigste mense in die wêreld, maar hy was bang. Hy het 7 identiese slaapkamers gehad, en niemand het geweet in wat een van die slaapkamers hy slaap nie, want hy is banglik om maak hom dood. Hy het tot iemand aangestel, wat sy teesakkies kom toets het vir gif. Hy was bang gewees, maar hy het al die mag gehad. En as rykdom ons vreesloos sou maak, dan bring ek vir jou Howard Hughes, multi-billionaire Howard Hughes. Hy sou ook vreeslik gewees het, as dit rykdom die antwoord was. Maar wat gebeur met Howard Hughes? Hy is so bang vir kieme, dat hy in 'n kiemvrye kamer, as 'n ou mens, stok alleen doodgaan. Want hy was bang vir kieme. Al die geld maak nie vir hom, en gee vir hom die mag wat hy nodig het nie. So wat wil ek sê?
Die volgende, hoor mooi, uiterlike ondersteuning, krikke wat ons self oprig, mag ons soms en tydelik beskerm en afskerm teen die moontlike negatiewe in die lewe en veral vrees. Maar nie vir altyd nie. Sekere goed wat ons sal probeer doen, sal ons keer en sal ons help om teen hierdie vrees te kom. Maar vrees is 'n ander ding. Wat 'n mens egter in staat stel om vir vrees te oorwin, is 'n innerlike oortuiging. Dan moet 'n innerlike oortuiging in jou wees. 'n Bepaalde iets hier binne jou wat jou dapper maak. En dit is nie Captain Jack nie of Captain Daniels of wie ook al nie. Dit is nie 'n wit perd en 'n 3 skepe nie. Dis nie daai ene nie. Want Dutch courage werk nie hierso nie. Jy's slim en braaf en dan bloei jy. Dis hoe dit werk. Matteus 5 vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En hierdie iets, is juist dit wat Jesus se woorde, wat Jesus aan orde bring, hier in Matteus 5 vers 5. En dit is die besef, dat my swakheid as sondaar mens, veral my erkenning van my swakheid en van al my vrese, my uitbring by die enigste bron van krag, die ware bron van krag, en dit is naamlik God homself. Dit is die bron van krag wat ons kan hê om ons te help om teen 'n vrees te beklei. 'n Mens oorwin jou vrese vir die lewe of wat ook al, impliseer Jesus hier as ons nou die teksgedeelte kyk, wanneer ons sagmoedig word, wanneer ons bereid is om ons lewens volkome oor te gee aan God, so volkome dat hy volledig ons kan gebruik as 'n mens, as 'n instrument in sy hand, volledig oorgee aan God. Want wanneer ons so aan God oorgee, sê Jesus vir ons in Matteus 5 vers 7, is die gevolg daarvan moed. Hoor wat sê Jesus, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek gaan dit alles nou mooi by mekaar uitbring. Moed, wat sal maak, dat ons die nuwe aarde sal ontvang. Hoekom? Omdat die aarde en sy vrese nie meer die oorwinning het nie. Juis omdat ons hom volg wat volledig die aarde en al die vrese en al die sonde aan die kruis van Golgotha oorwin het. Dis waar ons moet wees, dis waar die krag is, dis die bron van ons krag, dis die bron van ons dapperheid, dis die bron van ons moed, is Jesus Christus. Nie Jesus wat mee aan die kruis hang nie, Jesus wat daar gehang het om ons sondes te vergewe, maar Jesus wat gesterwe het, wat ter helle neergedaal het, who took the captives captive, wat weer op die 3de dag opgestaan het, die dood oorwin het, die sonde oorwin het, want toe het die aarde geskit, rotse het gebars, dooies graf het oopgegaan en dooies het opgestaan. Krag van God. Krag van God, dit is waar dit is. Ek begin op 'n punt van opgewondenheid kom hierso. Ek moet 'n bietjie terughou. Jy weet ons ouens wat GS ry, jy weet daai krag onbeskryflik groot. Ons kan nie anders as om vorentoe te gaan met hierdie dinge nie. So sorry oor daai ene. Jy weet ek moet hom net vir ingooi daarso. Dit wat ek gesê het, wil ek net bietjie meer konkreet stel gou hierso. Kom as ons vra, het een ek so bietjie moed nodig? Sal ons nie dalk baie keer meer terug in ons vrees as wat ons vorder nie? Ons staan voor 'n vrees, maar wat nou moet ons vorentoe gaan? Vrees ons dit nie meer as ons vorentoe gaan nie, maar of sak ons bietjie terug? Ons moet ons nou moed by mekaar begin kry. Kom ons luister, Jesus se disippels presies dieselfde ding meegesit. Jesus se disippels het ook maar 'n paar issues gehad in hulle goeders wat hulle deur moes gegaan het. En op 'n geleentheid, hierso in Matteus 10, gaan lees die hele Matteus 10, dis waar Jesus hulle uitstuur as skape tussen wolwe, waar hy vir hulle nogal 'n paar serieus goeie sê. En ek dink wanneer Jesus hierdie goed vir jou sê, dan moet jy nogal kennis neem. Dis nie lekker goed om te hoor nie, veral nie as jy weet, luister, daai man is 'n klappe brand nie. En jy gaan 'n paar klappe ontvang soos jy hierso deur die lewe moet stap. Maar Jesus praat by 'n geleentheid, hier in Matteus 10, saam met sy disippels, oor die onrus en die vrees, wil hy by die senuweeagtige disippels, hy wil dit verdryf van hulle af. En ons kyk hierdie woorde wat Jesus vir hulle gebruik, of ons nie ook aan baat vind by sy woorde nie. Wat het hy vir hulle gesê? Nou, ons moet net onthou eers, broers en susters, die disippels was gewone mense, eenvoudige mense soos ek en jy, aan wie 'n reuse taak opgedra was. Voordat hulle later die evangelies geskryf het, of boeke in die Bybel, of voordat hulle nog heiliges geword het, wie se prentjies in gekleurde glas in verskeie katedrale reg oor die wêreld uitgebeeld word, was hulle mense soos ek en jy. Hulle was iemand se buurman,
wat ook maar net 'n bestaan gemaak het, hulle eie kinders gehad, vrouens, hulle maar net 'n lewe geleef het en vir hulle families gesorg het. Hulle was nie opgelei as groot teoloë nie, of op bonatuurlike voedsel groot gemaak nie. Hulle is nie minnaars gevoed of iets nie. Het is gewone mense, brood en vis geëet, wyn gedrink, water gedrink, hard gewerk. Maar hulle was toegewyde mense in hulle volg van Jesus Christus. Toegewyd. Nie toegewyd op 'n Sondag vir 'n uur nie, of in die week by 'n biduur toegewyd nie. Van die oggend tot die aand, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar toegewyd. En het hulle foute gemaak? Ja, hulle het in hulle toewyding, maar hulle was altyd daar by God. God was so naby. Hy was 'n realiteit vir hulle. En in vandag se verligte wêreld, hoe groot van 'n realiteit is God vir elkeen van ons? Is hy 'n realiteit wanneer ons hom nodig het, wanneer daar vrese in ons lewens, dan hardloop ons na God toe, en dan val ons neer, en ons, woe is me, God, help me, God, save me, God. Want dis die meeste van die tyd, en kom ons wees nou maar eerlik, want dis die tyd wat ons die meeste met God spandeer is, wanneer ons in 'n moeilikheid is, of wanneer ons in vrees is. As jy 'n buiteegtelike verhouding het, en die girlfriend is pregnant, dan hardloop ons na God, en dan sê ons, Here, waarin het U my nou weer gebring? Red my hieruit, Here. En dan kom dit tot voor, en dit kom maar by jou vrou, en die kinders uit, en as, Here, kyk, wil U my nou nie help nie? Dit is typies van ons, typies van die mens. In elk geval, waar was ek? Was toegewyde volgelinge van Jesus. Hulle was bereid om alles op te offer, om alles neer te lê ter wille van God en agter Jesus aan te gaan. En juist daarom het hulle die mag gehad om later magtige dinge te doen. Bonatuurlike en buitengewone dinge kon hulle gedoen het deur die krag van die Here. Maar sou hulle dit kon reggekry het as hulle mense was wat vol vrese was? Vrese vir die lewe, vrese vir die toekoms, vrees vir ander mense, vir regerings, vir die Sanhedrin, en al die ander goeters. Sou hulle dit reggekry het om die goed te doen? Nee, hulle sou nie. En Jesus het dit geweet, en daarom het hy dikwels vir hulle moed ingepraat. Kyk maar na Matteus 10, kyk in hierdie 6 verse, Matteus 10 verse 26 tot 31. Kyk wat doen hy hierso vir hulle. Voordat hy hulle uitstuur, om te gaan doen wat hy doen, om mense gesond te gaan maak, om die evangelie te gaan verkondig, dan gee hy vir hulle 'n laaste paar opdragte. Hy sê vir hulle moet uitgaan, maar hy sê vir hulle die volgende: moenie ekstra geld saamvat nie, en moenie ekstra klere saamvat nie. Sorry Jesus, daai ene van die ekstra geld. Kom net weer, ek weet nie of ek hom so lekker gehoor het nie, Jesus. Ja, sê Jesus, geen geld nie, want ek stuur julle uit so skape tussen wolwe. Wow! Weer kan ek die vraag hoor, Here, wat? As ek die varkjop op die braaivleis hierdie naweek vir hierdie manne, wat gaan hulle met my doen? Geen ekstra geld, geen ekstra klere, en die stuur my soos 'n skaap uit tussen die wolwe. Wat is die storie hierso? Jesus se antwoorde gee beslis nie moed vir hierdie lidmate nie. Hoor wat sê hy? Julle is so skape tussen wolwe, omdat julle aan owerhede uitgelewer gaan word, geslaan en gearresteer sal word. En dan maak hy dit nog erger vir hulle, dan sê hy vir die volgende: wat meer is, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. En ek dink 'n paar se ooit seker maar neergeslaan, opgeslaan, links en reg geslaan, gekyk waar is die naaste deur of die venster. Want party van hulle was seker op pad uit, want het gedink, iets is nie lekker hierso nie. Die vis wat hy vanoggend geëet het, was bietjie af. Die melk was bietjie suur. Iets is nie lekker met hierdie man nie, want hoe kan hy vir my nou so wil uitstuur? Tussen al hierdie goed, tussen al hierdie moeilikheid, vrees is in my lewe. Hulle gaan my doodmaak, hulle gaan my doodslaan. Hoe gaan ek kos koop? Waar gaan ek lewe? Wat kan ek aantrek? Jy weet 'n biker, kom ons 'n onderbroek 5 keer aantrek. Die ou bikers weet dit mos. Maar waar gaan ek nou sonder enige iets moet gaan hierso om in die lewe in te gaan, om die dinge van die Here te gaan doen? Maar dan kom Jesus, en hy herhaal dit 3 keer in hierdie 6 verse, Matteus 10,
vanaf verse 26 tot 1 keer, tot 3 keer herhaal hy dit vir sy disippels. En hy sê dit nie net 3 keer vir ons nie, hy sê dit elke dag, elke oomblik, elke situasie, dan gebruik Jesus hierdie woorde en hy sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie vir mense bang wees nie, want niks is bedek wat nie geopenbaar sal word nie. Niks is geheim wat nie bekend sal word nie. Dis die woorde wat God hier gebruik. Moenie bang wees nie. Maar hierso wil ek net gou 'n oomblik stop. En hierso wil ek dieper in die woord. Ek wil meer geestelik na die woord van God hierso kyk, want daar's soveel meer dieper geestelik in hierdie woorde van God wat ons net gou vinnig na wil kyk. Nou op die oppervlakte, broers en susters, lyk hierdie woorde nie na troos of 'n bron van vrede nie. Dis eerder na paniek wat gesaai gaan word. Want wie van ons wil graag hê dat elke gedagte wat ons het geopenbaar moet word aan die res van die gemeente? Wie van ons wil hê dat al ons sondes aan almal van die gemeente verkondig moet word? Wie van ons kan opgewonde raak oor die gedagte dat elke sonde wat ons nog ooit gepleeg het aan almal verkondig gaan word? Ek dink nie een van ons nie, broers en susters, sal gemaklik wees as ons hierdie woorde hoor nie. Want net die blote gedagte dat die geheime van my hart, hierdie donker swart geheime en die sondes van my hart geopenbaar moet word aan mense, bring vir my by 'n vreespunt uit. Alhoewel dit net een keer in my lewe gebeur het, voordat ek getroud was met my vrou, weet ek haar klappe brand. Want as hy weet wat hierso partykeer aangaan, dan sou my wange baie rooier gewees het, en dit sou nie van pampoen gewees het nie. Om die waarheid te sê, die woorde van God maak die vrees net soveel meer as wat dit uiteindelik mos minder word. Maar waarom dan moet ons vra? Verwys Jesus na hierdie dag wat alles gaan gebeur. Daardie dag wanneer ons almal voor sy troon gaan staan, sy regterstoel sal verskyn en ons hele lewe oopgevlek sal word as 'n dag van moed. Hoekom praat hy hiervan? Hoe kan ons krag put uit hierdie woorde uit as ons 'n oomblik van benoudheid sien dat dit 'n oomblik van benoudheid vir ons gaan wees? Ons hoef nie ver te soek nie. Ons kyk in die Romeine 2 vers 16, dit wat Paulus daar skryf in sy brief aan die Romeine, want hier is die antwoord. Dit sal aan die lig kom op die dag, wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgene dinge van die mens sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Kom ons lees weer daai gedeelte wat sê, wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgene dinge van die mens sal oordeel. Nou dit sal 'n oordeel wees vir die kind van God, maar in wese sal dit nie 'n oordeel wees nie. Want Jesus is die skerm. Hy is die een waardeur God kyk wanneer hy oor ons en ons sonde sal oordeel. En hiervan het ons baie beloftes in die Bybel. En ek wil vinnig net 3 van hierdie beloftes met julle deel. Luister net, dis nie op die bord nie. Romeine 3 vers 26 sê die volgende: God oordeel regverdig, omdat hy almal vryspreek wat in Jesus glo. Hebreërs 8 vers 12. Elkeen wat glo, word deur hom vrygespreek van alle sondes. En Romeine 8 vers 1 sê die volgende: daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Dis vir die kind van God bedoel. Dis vir ons. Ons is vry. Ons het 'n bron van krag, Christus, wat die vrees verdryf. Ons is nie onder hierdie oordeel nie. Want wanneer God na ons kyk, dan sien hy ons deur die oë van hy sien die bloed van Jesus wat ons gereinig het van ons sonde. Maar daar's 'n verpligting op ons om hom te volg soos die disippels hom gevolg het. Nie net 'n uur op 'n dag en 'n halwe dag in die week nie. 'n Submarine Christen. Sonnaandoggende, Periscope by die kerk. Res van die week. Waar's my vrou? My vrou sê nee. My vrou, né? En ek sê dit in Skaaptaal, hoewel ek daaroor lag, hier binne is ek diep geskok. Het al 'n Audi se bumper afgeskop. Sy het hom getrap met daai nommer 6 voetjies. Sy trap hom onder die, dat hy so onder die kar inrol, met die ou taal gestamp op die highway. My vrou is 'n ander ene. Sy sê hier sit Jesus met die kinders om, sy ek lekker. In elk geval, kom ons gaan terug na die woord van God toe. Ek het nog baie om te sê. Verstaan jy nou, my liewe broer en suster,
Wanneer iemand in Christus is, sê die woord van God mos nou vir ons hierso, dan is dit nie net 'n bron van vreugde nie. God is nie net 'n bron van vreugde nie, maar God is ook 'n bron van moed. Hy gee vir ons krag, hy gee vir ons daai innerlike ding, daai innerlike dapperheid wat ons nodig het. Want ons word gewaarword dat wanneer God na ons kyk, wanneer hy na ons sondes kyk, hy ons nie raak sien nie, maar wel die een wat ons omring, die een wat aan die kruis van Golgotha gehang het, die een wat ons sondes op hom gevat het, die een wat ons vrygemaak het van hierdie oordeel. Wat eenvoudig beteken die volgende: ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef niks te vrees nie. Want as ons dit aan God gee, as God ons bron is, as God die een is wat as ons wakker word in die oggend, is dit God. As ek ry, is dit God. As dit by die werk is dit God. As ek maak nie saak waar ek is nie, dit is God. Ek is heeltyd by God. Ek bly by God. Ek gaan nie weg nie. Hy's deel van my lewe. Ons is so in mekaar ingevleg. Dis nie net hier wanneer ek swaar het en moeilik het nie. Dis nie wanneer dit is nie. Ek wil afsluit met 'n baie eenvoudige voorbeeld. Kom stel jou voor jy's 'n gimnas. Stel jou voor. Moenie dink jy is ene nie. Want van ons gaan moeilik wees. Ola, ek en jy, my broer. Ek weet nie wat ons dra maar die lemoentjies aan of iets. Stel jou voor jy's 'n gimnas. Nou die wat nou al bietjie televisie gekyk het en die wat sport volg en wat gimnastiek is 'n pragtige sport. Verskillende dissiplines, verskillende goeders wat jy moet gaan doen. Nou sê jy sien nou stel jou voor jy's 'n gimnas en ek wil net hierdie voorbeeld gebruik. En jy's besig in 'n kompetisie. Daar's verskillende dissiplines. So jy beweeg van dissipline na dissipline. Jy doen jou roetine. Jy kry 'n punt en aan die einde van die dag word al die punte bymekaar getel en hy wat die meeste punte het wen. Hy wat die meeste punte het kry die goue medalje. En jy's in hierdie kompetisie besig, jy's in die Olimpiese spele besig. Jy beklei, jy lê in die eerste plek. Daar's nog een item oor en dit gaan die wenner bepaal. En jy weet hoe jy daai tyd gaan voel, want jy gaan bietjie skrikkerig wees, jy gaan bang wees jy maak 'n fout. Jy gaan bang wees as jy land, trap jy skeef of jy verloor jou balans of jy kletter om of iets. Jy gaan bang wees jy trap die bord mis en jy duik met jou kop eers daar in die mat in vas. Maar dan, wanneer jy aantree vir jou laaste item, dan hoor jy die telling wat van jou naaste teenstander afgelees word. En dan skielik besef jy, ongeag of jy 1 punt op die telkaart gaan aanteken of 0 punte, hulle het nie genoeg punte om jou te wen nie. Jy het alreeds gewen voordat die laaste item gelewer moet word. Dis presies dit. Jy besef die oorwinning is reeds joune, die goue medalje is al reeds joune. Hoe gaan jy dan daai laaste item wat jy gevrees het om te face, hoe sal jy dit dan doen? Gaan jy dit nog steeds teruggetrokke doen? Gaan jy dit nog steeds doen op 'n manier waar jy bang is om vorentoe te gaan? Of hoe gaan jy doen? Gaan jy dit met vryheid, met vreugde, met durf en daad? Jy gaan sommer nou in plaas van 'n dumbbell sommer 'n triple somersault gooi met nog 'n backsplit of iets. Ek weet nie wat die gimnaste doen nie. Maar ek weet hulle doen hulle interessante goeders. Dis hoe ons dit sal doen. Maar as ons dit sal besef, wie en wat ons bron van krag is, dan sal ons weet. Aardse veers, broers en susters, vrees vir die toekoms, vrees vir die lewe, vrees vir môre, vrees vir mense, vrees vir siektes, is eintlik geen vrees nie. Want ons uiteindelike bestemming is mos nou al gewaarborg vir ons. Ons kan met moed die lewe aanpak. Ons kan die lewe aanpak met vreugde, want ons moet onsself beskikbaar stel om instrumente in sy hande te wees, volkome in sy hande. Dis wat ons moet doen. Ons moet mense wees wat vir hom lewe. Mense wat nie op hulle eie krag staat maak nie, maar wat sagmoedig wag, soos die woord van God vir ons sê, op die Here. Wie egter met eie krag en met eie insig vrees wil aanvat en die lewe wil oorwin, sal baie swart barte in hulle lewens sien. En hierdie swart barte is wat intimideer en vreugde steel. Struikrowers wat ons bang maak vir die lewe en ons van alle vrymoedigheid, van hoop en van uitkoms en van blydskap stroop. Wie egter sag van moed is, wat hoop op die Here, het reeds die struikrowers van vrede en vreugde oorwin. Want dan lê ons in die krag, die ware bron van krag, lê dit in God. Hy wat alreeds hierdie wêreld oorwin het, hy wat alreeds
die sonde oorwin het, hy wat ons alreeds weggevat het uit die oordeel van God het, waar ons, die wat nie God se is nie, sal hel toe gaan. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord van God sê. Maar broers en susters, dan moet ons bereid wees om God te ken. Dan moet ons bereid wees om ons eie self neer te lê voor sy voete. Dan moet ons bereid wees om onsself volledig aan hom oor te gee. Ons kan nie op ons eie krag en insig hierdie wêreld aanvat nie. Geen vrees sal ons kan oorwin uit ons eie krag uit nie. Ek gaan vra dat ons staan. Want weet julle hoekom? Want ons as kinders van God is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Neem maar julle sitplekke in, maar behou hierdie gemoed. Behou die gemoed, onthou God beweeg tussen ons. En God is besig om met ons te werk, en God is besig om met ons te praat, en God is besig vir ons te sê, goeie mense, my kinders, kom nie tweede nie. En al voel dit vir jou so, want ons meet altyd sukses, en ons meet onsself altyd teen ander mense op. Teen die sukses van ander mense, teen die geld van ander mense, teen die besittings van ander mense. En ons gereeld meet ons onsself teen dit op. Stop dit. En die vrees van God, vrees dat ons bang is vir God, vrees dat God ons gaan wegjaag, soos ons pa of ons ba ons weggejaag het, waar ons weggegooi het, waar vriende jou weggegooi het, waar familie jou weggegooi het, waar jou kinders of jou ouers jou weggegooi het. Stop met daai vrees, want jy hoef nie te vrees nie, want jy's in die hand van God. As jy syne is jy in die palm, en daai papiertjie wat vir vandag aan jou uitgedeel is, van spread the love, niks, maar by niks, geen mag van wat was, van wat huidiglik is, of van wat nog sal kom, kan ons van die liefde van Christus skei nie. Dit kan nie. Hoekom glo ons wat die huisgenoot en die koerante en Facebook vir ons nie, maar hoekom betwyfel ons die woord van God? Ons ken nie die woord van God nie, en God lê dit op my hart vandag, om met ons te sê, en vir ons te bemoedig en te sê, vat jou Bybel. Vat jou Bybel in die oggend voordat jy jou telefoon vat. Los Facebook. Los die skinder. Los die lelik in die sensasie. Vat my woord en lees my woord, want dis die bron van krag. Ons is so addicted, en as ons kyk na addiction, kyk ons altyd na alcohol, en ons kyk na drugs. Ons is addicted, ons is 'n mensdom wat addicted is tot die sosiale media. Dis erger as enige dwelm. Ons moet wegkom van hierdie dwelms af, ons moet terugkeer na die woord van God toe. My volk gaan ten gronde, ek dink Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde as gebrek van kennis. Ek dink dis daar, ek is seker nie. Ek kom van 'n spesiale skool af. Maar dit staan daar. Wat sê Josua? Maar verby en my huisgesin. Hy praat daar met die mense. Hy sê gaan kies wie julle wil dien. Hierdie gesneede beeltjies, koeie, kalfies, hamburgers, wat ook al, reënboog, unicorns, goeters. Dit wat jy met jou hande gemaak het, gaan kies of jy dit wil dien. Of gaan kies of jy die Here, jou God, die God van Abraham, Isak of Jakob wil dien. Gaan kies vandag. Want hoor my woord, nie een van ons weet wat die dag van môre sal bring nie. Nie een van ons is gewaarborg die dag van môre nie, want ons kan vandag doodgaan. En as ons vandag doodgaan, en ons het nog nie die keuse gemaak om vir God te lewe, ons lewe oor te gee aan Jesus, om te sê, met ons mond te bely, ons hart te glo, dat Jesus die Seun van God is, wat gesterwe vir ons het, is ons sonder hom. Dan het ons nog nie die reg om te sê, ons is kinders van die Here nie. Maar as 'n kind van die Here, gee God vir ons genade, onverdiende guns, want die regverdiging is, ons moet hel toe gaan oor dit wat ons gedoen het. Ons moet ophou om te dink, die badges wat ons dra, maak my heilig en maak my regverdig. Die badges wat jy dra, maak niks.
Inteendeel, dit baie keer veroordeel dit vir ons. God is love, I am a biker Christian en al hierdie goeters. Maar dan kyk ons bietjie wat sê ons lewens, hoe is ons lewens, hoe is ons handel, hoe is ons dade, hoe is ons gedagtes, hoe is ons met medemense, met medebroers, met bikers, hoe is ons daarmee? Weerspieël dit die woord van God? Sien mense Jesus in jou optrede? Sien hulle dit? Wees eerlik. Jy kan vir my flous, jy kan jouself flous. Jy kan nie vir God flous nie. Maar ons is bang. Bang wat mense gaan dink, bang wat mense gaan doen, bang wat mense gaan sê. Maar God sê, hy stuur vir ons en mense sal ons haat, omdat ons hom liefhet, omdat ons dit verkondig. Maar aan die einde van die dag, is dit in God se hande om ons te red. 'n werker werk vir sy loon. Hy werk vir 'n salaris. 'n kind van God receives the inheritance from God. Receives an inheritance. What's our inheritance? Forever with Christ. 'n feesmaal by die tafel van God. Inheritance. Here God, soos ons vandag hier so sit, vir elkeen van ons wat 'n vrees het, vir elkeen wat ons bang in ons het, wanneer hierdie swart baard in ons lewe loop, Here, en ons bene lam maak, ons knieë lam maak, wanneer ons skrikkerig en bewerig is, God, Here, kom jy en jy sê vir ons, soos jy vir die disippels gesê het, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Here, wees ons as sondaars genadig.